My absolute plesier om ons volgende spreker voor te stel. Iemand uit ons eie geleederheid. Sy naam is Jacques Kilian, jy kan hom nie miskyk nie. Jacques bly in Messina, reg teen die Zimbabwe grens. Hy sê dit is so warm daar dat die kinders se melktande suur word. Sy eerste en laaste taal is Afrikaans, so hy praat Engels net in selfverdediging en wanneer hy moet bedien. Want die Here het gesê alle volke, tale en nasies, nee. Hy is getroud met Bertina, en hulle het 4 kinders. Jackie, 15. Jackie, kom op. Hy geniet die koshuis lewe in Pietersburg. Ek dink hy is nog in die koshuis, nee. Lekker. Is dit lekker aan? John 11. Gevolg deur Janetjie, dis 'n prinsesie wat nou nie hier is nie. Sy is môre hier. En dan die klein wonderwerk Gideon, hy's 5. Hy het 'n awesome naam Gideon. Staan nie voor dat die manne julle kan sien. Staan nie reg voor dat die manne julle kan sien. Hoekom ons sê hy is 'n wonderwerk is dat sy vrou Bertina se baarmoeder was geskeer en hulle kon nie swanger raak nie en toe die baba gebore word, wys die Here vir hulle uitdruklik dat sy naam moet Gideon wees. Jacques is 'n gewone plat op die aarde ou, Boeta wat gehoorsaam is en sy hand opgesteek en hy sê Here, hier is ek, stuur my. Jacques is ook bekend, Jacques wil net vir ons net daar voor staan asseblief. Ja, ag draai net 'n bietjie om. Jacques is bekend as die man met die kuite. So ons gee vir Jacques aan dit op manne. So nou vir Steven Haggard vra om asseblief op te kom. Dankie Steven. Terwyl ons vir Steven wag, Jacques het 'n ongelooflike getuienis en hy's baie opgewonde om vir julle te vertel hoe hierdie kyk as julle na hom kyk, jy kan sien dis familie hierdie. Dis familie. Vir ons manne, hulle kom van Messina af, hulle eet vleis hierdie ouens. Dis nie net pap en rys nie. Dankie. Kom ons gee vir Steven Haggard 'n hande klap. Dankie man, manne. Dis môre almal. Jackie, kom ons doen dit. Hemelse Vader, ek wil net vir eerstens weer dankie sê vir nog 'n dag. Here, dankie vir elke boeta wat hier opgedaag het en 'n groot dank aan my broer Jacques vir sy gehoorsaamheid, Here, dat hy homself beskikbaar stel om u naam groot te maak, om in u koninkryk te bou, Here. Dat Jacques by die huis gebly het en u het opgedaag, Here, want ek weet in sy hart dat dit net u is en alle lof en eer na u toe gaan, Here. Here, maar ek vra dat u nou oorneem en dat elke woord wat uit sy mond uitkom net Jesus sal wees. Dat hy net Jesus sal spreek oor elke hart en dat elke hart net u sal ontvang, Here, en terug sal kom na u toe. En ek spreek dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Manne, voor Jacques begin, wil ons net julle graag uitnooi, 1:00 vanmiddag, daar by die groot boom, al julle billetjies, om hierdie 3 manne te join, met 'n ketty skiet, paintball ketty skiet. En as julle nie weet wat dit is, hier kom gerus kom kyk, julle gaan dit geniet. Amen. Môre manne, ek staan net hier by my. Môre manne. Yes, manne, dis so pragtig om te sien en voordat ek wil begin, raak so emosioneel, manne. Dis hoekom ons hier is vandag. Is wat ons agterlaat. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis hoekom ons hier is om beter paas, beter mans, koning, priester en profeet van jou huis te wees. Maar ons is nie om pak slaag te gee nie. Ons is hier om te sê wat die Here op ons hart geplaas het.
Ons is nie hier om net informasie te gee nie, manne. Ons is hier om transformasie te gee. Om anders hier weg te stap. Manne, ons hart is dat elke ou wat hier sit, elke persoon wat hier sit, iets moet kry. Dis hoekom ons verskillende sprekers het. Want dit is verskillende aas vir verskillende visse. Manne vind nie altyd aanklank by my nie, maar dis oukei. Dis oukei, want ons vanaand weer 'n ander man, en ons môre nog 'n man. En dit is hoekom ons sê, manne, dat ons hart is, dat julle almal iets hier kan vat, en huis toe te kan vat. Dit is wat ons agterlaat, manne. Dis wat ons agterlaat. Is 'n generasie van mans, wat kan sien, hoe sy pa in die huis optree, wat hy doen, hoe hy maak. Dis wat ons agterlaat, manne. Ons is nie, die primêre doel, wat God ons geskape het, is om hom te verheerlik, om verhouding met hom te hê. Maar manne, ons is ook hier op hierdie grond geplaas, op hierdie aarde geplaas, is to serve. Ons is hier om te dien, manne. Die eie ek gaan nie oor praat vandag, die eie ek, dis daai me and myself. Dit moet agterbly, manne. Dit moet agterbly. My seun het my oudste het vir my gevra, hy wil graag 'n gebed doen, so ek gaan vir hom die mic gee. Sluit die oë. Here Jesus, Here, ons kom hier as mans en seuns voor U vanoggend, Here. Here, ons lê by U voete, Here. Ek sê dankie vir hierdie geleentheid, Here, dat ons hier kan wees om U naam te verheerlik, Here. Here, om hier te staan, Here, en net vol te tap van U woord, Here. U Heilige Gees, Here, U Ruach, Here, dat U ons sal vul, Here, vir vandag en hierdie hele naweek, Here. Ek bid oor die sprekers hierdie naweek, Here, dat hulle sal praat wat U wil hê hulle moet praat, Here. Here, dat nie uit hulle eie uit sal kom nie, Here, maar dat dit deur U sal werk, Here. Here, en ek vra dat elke man vandag en seun hulle harte sal oopmaak, Here, want as jy wil ontvang, moet jy ook bereid wees om te kan ontvang. Here, dat hulle leerbare geeste sal hê, Here, dat hulle sal ontvang, Here, en dat hulle dit sal toepas. Here, dat dit nie net vir 'n week sal hou nie, Here, maar dat dit 'n lewensles sal wees wat hulle sal toepas, Here, wat hulle sal onthou. Here, so ek vra U, Here, vandag, wat ons hierso staan en sing en U naam groot maak, Here, dat ons as 'n eenheid sal staan, Here. Ons is hierso as broers, Here. Here, ek vra net U, Here, dat U ons sal nederig hou, Here, waar U deur wonderwerke deur ons gaan doen, Here. Dat U naam net altyd allerhoogste verheerlik word. Amen. Yes, manne, ek staan daar by die doopbad gisteraand en, hier voor. En ek sien die hande wat opgegaan het, vir die manne wat eerste hier was. Ja, so my hart was so vol, en ek het soveel liefde en vrede en vreugde ervaar, en weet julle wat, manne, kom ons gee die Vader 'n lofoffer daarvoor. Manne, dit is nie altyd maklik en lekker om hier voor te staan nie. Ruk terug, bid ek en ek vra die Here, wys my. Openbaar aan my, wys my waar ons moet gesels. En manne, partykeer kom die woord bietjie hard uit. Maar ons is hier, man, om te leer, soos ek gesê het, en ons is hier om padkos te kry, om vorentoe te beweeg. So ons is nie om op tone te trap nie, ons is hier uit liefde uit, manne, en dit wat die Here op my hart geplaas het, weet dit kom uit sy troonkamer uit, en weet dit wat ek met julle manne oor vandag moet kom praat, sukkel ek ook mee. En die Here het heel eers by my kom stil staan, en met my werk daar, en met my gesels daaroor. En dis hoekom ek hier kan staan vandag, en ek met julle kan deel. Dit wat die Here op my hart geplaas het, en weet julle wat, manne,
Ek wil gou hierdie sê. Ek ervaar hier's paar manne hier vandag wat op 'n punt is om op te gee. Wat nie meer 'n uitweg het nie. Julle sal my altyd hoor sê, manne daar buite, dis nie ligte boeremusiekie. Maar ek wil vir julle bemoedig vandag en vir julle sê, manne, julle is waardig. Julle is waardig. Laasweek het ons 'n jag gehad by ons en ons jag wildebeeste en daar's 'n persoon wat 'n swak skoot geskiet het en ons gaan soek hom en soos ons agterop ry, kry ek hom toe nou. Maar ek skiet hom met 'n 375 in die hardloop, ongelukkige penskoot. Maar hy hardloop en hy gaan stop nie en hy hardloop en ons soek hom en derde skoot toe sy dood. Man, en ek staan agter op daai bak en die Here wys vir my, dis baie keer die veg wat in ons is. Man, ons kan nie gaan lê nie. Daai wildebeeste het nie gaan stop en sê, okay, hier ek skiet my dood nie. Daar's iets binne hom wat sê survival. Ek moet aangaan. Ek kan nie nou gaan lê nie. Ek moet aanbeweeg. Ek kan nie stil staan nie. En iemand moet vandag hoor, man, om te sê, julle kan nie stagneer nie, julle kan nie stil gaan staan nie. Ons moet aanhou beweeg, ons moet ons koppe lig en vorentoe beweeg. Ek glo my hart regtig as manne wat dit vanmôre moet hoor. En dit kom my by my sessie wat ek graag met julle wil deel. Kan ek gou vir julle vra, ons weet vrees is nie van die Here af nie, maar is daar iemand wat vir my kan sê, kom ons neem deel manne, waarvoor is seker ons bang hierso? Asseblief, steek hand op, skree uit. Spinnekoppe. Gou, kom paar manne, gou. Hi? Wat? Bye. Right, okay, nog? Net nie sê jou vrou nie. Asseblief. Nog iemand, gou, nog iemand? 'n roomman. Daar is spinnekoppe. Right, wie van julle manne hier voor het 'n horlosie aan? Het jy? Okay, Boeta, wat is die tyd nou? 9:00. Alright. 9:30. Gooi net jou vingertjie vir my so op, want ek raak so opgewonde, ek vergeet heeltemal van die tyd, en ek kry julle manne so jammer om die son te sit, ek wens ek kan daar voor gestaan het, en dankie man, gee julle self 'n handeklap om in hierdie warm son te sit, en na my te luister. Dankie manne. Alright, so julle is bang vir paar goeters, en vir julle vrouens. Alright. Manne, soos ek julle gesê het, ek bid en ek vra vir die Here, waaroor moet ek praat, wat moet ek met hierdie manne deel, en soos ek bid, openbaar die Here aan my, en laas jaar het ek gepraat oor Godvreesend, oor gesondheid, verhouding en finansies, en soos ek bid, manne, slaat dit my voor my kop, en die probleem wat ons vandag het, manne, ons het ons vrees vir God verloor. Luister wat ek sê, ons het ons vrees vir God verloor. En met eens vat die Here my deur hierdie journey en hy stap op die pad met my. Maar die probleem vandag is ons skuif God een kant toe. Die eie ek, soos ons vroeër gesê het, is so duidelik in ons lewe. Alles gaan net oor ons. Ons bewerkstellig ons eie rigting. Ons maak ons eie planne. Ons maak ons eie besluite. Ons ken God in geen van ons besluite nie. Maar as dinge verkeerd loop, wie is ons eerste om te blameer? Ons sê ons is Christene. Ons sê ons is lief vir Jesus. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Manne, ons het ons vrees vir God verloor. Ons weet wat is reg en verkeerd, maar die probleem is,
Ons wil goeders justify. En hiersoos ons wil dinge regverdig. Ons wil goeders justify, manne. Ek wil vandag vir jou sê, as jy goed verkeerd doen en dit pla jou nie meer nie, is jy hierdie naweek op die regte plek. Om dit reg te stel, om weer bewus te raak met wat reg en verkeerd is, dat die Heilige Gees die oortuiging in jou hart kan doen. Manne, hoe is dit dat ons vir jare lank aan ons Vader dien? Het hom met baie dinge en verslawings kon deel, met God se genade, en jare later gryp die klats en ons val weer in ons ou gewoontes. Ons wil mense meer beïndruk as vir God. Ons maak meer op mens staat as op ons koning. Ons praat agter mekaar se rug en ons kies om die waarheid nie te praat nie. En soos ek vroeër gesê het, ons wil regtig goed regverdig, man, en dit is die probleem. En as ons reguit met mekaar kan praat, ek hoor soveel manne sê, nee, ek drink nie regtig meer nie, net as die bokke speel of op naweke. En dis manne, kyk nie meer regtig pornografie nie, maar ek geniet nogal om 'n girl in 'n bikini te bekyk. Manne, ons gebruik nie, ek gebruik nie meer regtig dwelms nie, maar ek rook net so af en toe ietsie as ek sukkel om te slaap. Die probleem, man, is ons wil goeders regverdig. Ons wil dinge in ons kop justify, want ons wil beter voel daaroor. Ons vrees vir God is nie daar nie. Wat het met Adam en Eva gebeur, en met Samson, en met Dawid, en even van die disippels? Hulle het 'n oomblik van swakheid gehad, en hulle het hulle vrees vir God verloor. Ek wil graag 'n kort getuienis gee. Manne, 13 jaar terug het ek opgehou drink en ek het dit radikaal moes stop. Want ek het eers myself gelimiet tot 3 drankies op 'n kuier en dit het glad nie gewerk nie. 13 jaar terug, toe sê ek, manne, en dit is my persoonlike journey met die Here. Ek het 'n belofte aan ons koning gemaak. Ek het 'n belofte gemaak, manne. Gesê ek sal nooit weer my lippe aan drank sit nie. Want ek ken myself en ek weet wat gaan gebeur. So die vrees wat ek gehad het, wat ek het vir God, is om nie dit weer te doen nie. So 'n jaar terug, manne, en ek het ram gedrink. En dit was lekker. Ek het nie net gedrink om dronk te word nie. Dit was vragies regtig vir my lekker. En 'n jaar terug, ewe skielik kry ek hierdie behoefte en hierdie lus om weer drank te drink. En ek sê, Here, waar kom hierdie vandaan? En manne, dit was verskriklik erg geweest. En ek is 'n reël, stap nie eens in 'n drankwinkel in nie, want dit is maar dis hoe ek myself accountable hou. Ek stap nie eens in 'n drankwinkel in nie. En ewe skielik begin ek na drankwinkels kyk en ek kry net hierdie behoefte en ek sê vir myself, ek onthou baie jare terug was daar so drankie gewees, kan nie die naam onthou nie, hy proe soos Red Bull, maar's lekker, maar jy kry hom in drank en alkoholvry. En ek sê, ek het hier 'n lus vir hierdie ding. Maar nou, dit is so werk ons koppe, man, en nou, baie mense ken my, en hulle weet ek stap nie in 'n drankwinkel in nie. En nou ry ek af van Lutrigard af en ek stop daar by Bandelierkop en daar's amper niemand daar nie, en ek sê, ek wil net gou instap en gaan kyk hoe lyk dit, en man, ek stap daar binne in. Ek het seker vir 10 minute daar voor daai drank gestaan en myself bekyk die nuwe drank wat daar is op die mark en ek staan en ek dink, wow, dit was verskriklik. En ek koop daai alkoholvry. En dit het vir 'n oomblik so lekker stout gevoel. En ek stap uit en
en ek begin om drink en ek ervaar by myself, yes, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Manne, en daai gevoel gaan nie weg nie. Dit raak erger en erger en erger. Dis al naderhand waaraan ek dink. En hier, manne onthou, die vyand, ek sê altyd die vyand kom nie met horings en 'n vurk voor jou voordeur staan nie. Hy is die wolf in skaapklere. Manne, ek sit in die kerk 'n week later, sit ek binne in die kerk. Ek en my gesin het die NG Kerk gaan ondersteun en ons sit daar. En manne, ons gebruik nagmaal redelik baie in ons huis. En die wat het gister ou gesê, hy onthou my net van 2 jaar terug, hy sê, oor is hy ou wat die nagmaal, hy vat 'n groot glas, hy vat hom groot. En ons gebruik baie nagmaal in ons huis en ons sit daar so op die bankie en hier kom die ou aangestap met die kelkies en uit gewoonte uit, my kinders is gewoond daaraan, hier vat hulle en ek sien hy kyk so snaaks, los dit daar en ons elkeen vat toe ons kelkie en die brood en ek sit en die lekkerste reuk kom so van onder af op en ek besef, dis nie sap nie, dis Old Branch Sherry. En manne, daar het ek 'n besluit. Daar het ek 'n besluit oor wat gaan ek doen? En hier kom die vyand. Kyk hoe subtiel werk die vyand. Ek's in die kerk, dis nagmaal wat massive is vir die Vader. En hier sit ek en ek het 'n keuse, maar in my agterkop weet ek het 'n belofte met die Allerhoogste God gemaak. Maar nou wil ek dit justify en ek wil sê, maar ek is in die kerk. Dis nagmaal, dit kan nie verkeerd wees nie. En my oudste sit langs my, en ek sal daai gesig van hom nooit vergeet nie, manne, en dis hoekom ek hulle opgeroep het. En hy kyk vir my, en ek ervaar die Heilige Gees sê vir my, hy wil kyk, wat gaan jy doen? Want hulle weet, waarvoor staan ek. Hulle weet waarvoor staan ek. En ek kry hoendervleis, en die Heilige Gees sê vir my, hy kyk wat jy gaan doen. Jy's op 'n kruispad. Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? En nog steeds sê die vyand vir my, doen dit, want jy kan dit na die tyd, kan jy aan hom verduidelik en jy kan dit justify. En ek kyk na daai kelkie so en daai reuk is so lekker. En obviously, het ek nou klaar vir hulle gesê, hulle moenie drink nie. En ek vat daai kelkie en ek sit hom neer, manne. Want ek het daai besluit gemaak. Ek het geëer, ek het myself accountable gehou. Op die belofte wat ek gemaak het. En onthou manne, dis wat ek vir julle sê, dis my pad, dis my journey met die Here. Ek is radikaal, ek moet sulke goed in plek kry, want as almal sê, kom ons storm hy tent, dan ek's voor, ons vat hom. So ek moet myself accountable hou. En my vrou en myself moet my accountable hou. Maar ek het daai oomblik gehad, manne. En ek wil vir julle sê, moenie daai oomblik justify nie. Dis een van die gevaarlikste lokvalle van die vyand, is om 'n ding te justify. Wat is die betekenis? Luister gou mooi. Wat is die betekenis om Godvreesend te wees? Luister. Dis om God te vrees in alles, met alles, meer as enige iets of enige iemand. Dit klink confusing, maar luister mooi. Dis om God te vereer in alles, met alles, meer as enige iets of enige iemand. Paar verduidelikings. Wat is dit om Godvreesend te weet? Wat is dit? Dis die vrees om ver van God af te leef en te wees. Dis om gehoorsaam te wees en geloof in hom te hê. Dis om te haat wat verkeerd is. Dis om God se hart te leer ken
soos Dawid hom geken het. Maar as jy 'n nuwe meisie ontmoet en daar's manne wat my sorry toe hy my skoonsussie ontmoet het hy daai van Sekunda af 'n lang pad kort gemaak om haar masjien te kom vry. Maar as jy iemand ontmoet, jy wil alles van daai persoon weet. Jy sal alles doen vir daai persoon. Jy's so honger en waarvan hou jy en wat hou jy nie van nie. Dit is daai jy wil die diepe dinge leer en ken en ervaar van daai persoon. Dit is wat dit is om Godvreesend te wees. Is om God se liefde en alles wat hy daar vir ons het. Dis om dit te leer, te ken en te verstaan. Maar as hierdie enigstens vir jou belangrik is en as dit vir jou man wees en jou pa wees en jou broer wees, dan sal ons dit belangrik ag om te gaan kyk ook wat in die woord van God staan oor pligte van 'n man, pligte van 'n pa, pligte van 'n broer. Dis redelik omvattend, manne. Dis nie rocket science nie. Psalm 19 vers 10 sê die vrees vir die Here is rein. Rein, manne, dis skoon. Dit bestaan tot in ewigheid. As jy in God se teenwoordigheid inbeweeg, ervaar jy net sy liefde, vrede en vreugde. Jy voel op daai oomblik skoon gewas. Het julle dit al ervaar? As jy daai regtig in daai Shekinah inbeweeg en dit is jy ervaar God se teenwoordigheid. En jy bely jou sondes. Dis so jy voel so skoon gewas. Manne, ek ry van Messina af Lutrigaard toe 'n klompie jare terug, net toe ek my lewe verander het. En is besig om te ry en luister praise and worship en ek vra vir die Here, ek wil u liefde wat u vir my het. Hierdie sondaar wat hier staan, ek wil u liefde wil ek ervaar. En ek is besig om te bid en ek vra vir die Here, kan ek 1% van die liefde ervaar? Manne, daar kom 'n salwing oor my, en die Heilige Gees kom oor my binne in daai kar, daai bakkie. Ek was so oorweldig. Ek moes van die pad aftrek. Ek dink nie ons besef, manne, die grootheid en die liefde wat God vir ons het nie, manne. Elke een van julle wat hierso sit, manne. Ons doen dinge agter geslote deure. Ons maak nie reg nie, ons tree verkeerd op. Maar God het ons onvoorwaardelik lief. Met al ons foute. Met alles, manne. Elkeen van julle is waardig. God het julle lief. Ek wil hê julle moet my hoor. God het julle lief. Maak nie saak waar jy is en wat jy deurgaan en waar jy jouself bevind nie. En wat se addictions jy mee struggle nie. God het jou onvoorwaardelik lief. Want die vyand kom en hy plaas weer eens daai shame. Kom plaas hy op jou. Jy vertrou die Here om op te hou met iets, klats gly, doen dit weer, en dan kom hy shame. En dan voel jy nie waardig nie. Jy voel nie waardig nie. Jy voel skaam om voor die Here te bid en sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, man. Ek is jammer, Here. Manne, hoor hierdie woorde. Besef julle, ons dien die God van die heelal. Laat dit insink. Luister, manne, ons dien die God van die heelal. Van alles. Nie net van hierdie nie. Ons dien 'n God van die heelal. So, as die penny drop en dit begin vir jou realiteit in jou kop raak, om te sê ons dien 'n God van die heelal.
verander 'n ou se uitkyk oor die wêreld. Een voorbeeld van 'n man wat Godvreesend was. Ons ken almal die stuk in Genesis 22. En dit is Abraham. Man, ek glo almal ken die stuk van, ek gaan hom nie lees nie vir tyd. Ons almal ken die stuk waar God na Abraham toe gekom het en gesê hy moet sy seun Isak offer. Nou manne, ek weet nie van julle nie, maar dis nie ligte boere musiekie. Ek kan nie myself indink wat deur sy kop moes gegaan het nie. Maar wow, wat 'n voorbeeld is daai nie van om Godvreesend te wees nie. Yes. En luister gou hierso, paar punte. Hy was gehoorsaam, en onthou soos ek dit lees, probeer dit in jou alledaagse lewe mediteer en dink oor. Hy was gehoorsaam om die opdrag dadelik uit te voer. Dadelik, né? Hy het die opdrag uitgevoer, al het dit nie vir hom sin gemaak nie, né? Hy het die opdrag uitgevoer, al het dit hom seer gemaak. Hy het die opdrag uitgevoer, al het hy gedink, hy baat niks daaruit nie. Hier is harde een. Hy het die opdrag uitgevoer, al het hy gedink, hy sal niks daaruit baat nie. En hier is die laaste een. Hy was bereid om die opdrag uit te voer tot die einde. Tot die einde. Tot die einde, manne, die mes was in die lug. Hy was bereid om die opdrag uit te voer tot die einde. Hoekom kon Abraham dit regkry? Die Here het hom die krag gegee. Hy het hom die vermoë gegee. En hy was Godvreesend. Psalm 25 vers 14 sê, die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond, dis geheime, aan hulle bekend. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond in hakies geheime aan hulle bekend. Dit vat my na die storie toe, man, en ek wil net kortliks hierdie gou deel, want hierdie is ook vir iemand. Ek weet dit, ek het dit ervaar, ek het gebid daaroor, en ek gaan dit so kort as moontlik probeer hou. Die stukke is in Genesis 18 en 19, julle kan dit daar gaan lees. Luister die manne, Abraham sit met sy tent, warm dag, hy sit daar by sy tent, sy vrou is daar besig in die ander tent, en hier kom 3 mans aangestap. Hulle kom aangestap en Abraham sien hulle en hy staan dadelik op en hy verwelkom hulle en soos Abraham is, Godvreesend en 'n mooi hart en alles is in plek, sê hy, manne, kan ek vir julle kos maak? Kan ek vir julle help, water gee? En hy hardloop gou daarin en hy vra sy vrou, hoorie, wil jy vir ons daai brode bak? En hy gaan slag 'n jong kalf, gaan slag hy. En hy berei 'n feesmaal voor vir die 3 manne. Onwetende, dat net die een man met hom praat. Onwetende weet hy, dis God wat deur daai man met hom praat. God praat met daai man deur hom met Abraham. En die ander 2 was engele. En so kom hulle daar aan, en hulle eet toe en hulle praat. En hoor hoe mooi is hierdie. Manne, ek glo almal het al beloftes gekry van die Here af, 'n woord, 'n profesie of wat ook al. En jy het ook op 'n plek gekom waar jy dink, ja, maar wanneer kom dit in vervulling? Wanneer is my tyd? Manne, hoor hierso. En daai man sê vir Abraham, jou vrou Sarah gaan 'n kind baar. En Sarah hoor dit, want sy is so nuuskierig, wie is hierdie 3 manne, en sy sit en afluister daar terwyl sy die brode bak. En sy giggel, want sy is al baie ver gevorderd in haar ouderdom. En sy giggel daaroor. En die man vra vir Abraham, hoekom giggel jou vrou daaroor? Dis 'n belofte, hoorie, dis 'n belofte wat God vir julle gee. Maar hier kom die ding.
Hy sê 'n jaar later. 'n belofte. God sê jou vrou gaan 'n jaar later gaan sy swanger raak. So God kom eers en hy spread the good news. Hy het eers daai belofte wat hy vir ons het hy gegee. En toe is dit amper soos now it's business time. En die manne staan op en hy sê God sê vir hom en ek gaan nie heeltyd translate nie, dis in my woorde. Hoe amazing is dit? God het 'n gesprek met Abraham. En hy sê vir hom, hoor jy Abraham, daai Sodom en Gomorra, né? Daai man is goddeloos. Dis chaos daar. Ja, kom ons los dit daar. Dis chaos. Ek gaan daai stad met swaal en vuur vernietig en verwoes. Nou met eens slaat dit Abraham soos koue water in sy gesig en sê, o, Jesus, my neef is daar Lot. Wat nou? Wow. En hier kom 'n ding, Abraham begin amper in 'n gesprek ingaan met God en sê, Abraham, ag God maar, wow, U is regverdige God. Sal U Sodom en Gomorra spaar as daar 50 geredde mense is wat U dien? 50. En God sê ek sal. Dis hoe God die mens liefhet. Hy sê ek sal. Ek dink Abraham, ja, hy sê, nee, yes God, I'm your humble servant, Here, asseblief maar, wat van 45? Kan ons nie negotiate op 45 nie? En die Here sê, God sê, ek sal. En Abraham stry hom af. 45, 40, 35, 30, 20, 15. En hy kom op die laaste getal 10. Laaste getal 10. Want hy sê, Abraham sê vir homself, hoor ek weet Lot is 1. Dan moet daar net 9 wees en dit kan nie te moeilik wees nie. En God sê ek sal hulle spaar. En manne, die punt wat ek wil maak, God deel inside information. Luister mooi. God deel inside information met die wat God vreesend is en hom liefhet. Wat was die verskil tussen Lot en Abraham? Wat was die verskil, manne? Lot hy was gered, hy was wedergebore. Obviously Abraham ook. Maar wat was die verskil? Abraham was godvreesend. Hy was godvreesend. Lot staan daar oor 48 uur. Kom daai goed, wat ook al dit was. Hy het nie 'n klou nie. Hy het nie 'n klou wat gaan gebeur nie. Maar hy's wedergebore en hy's lief vir die Here. Maar hy was nie godvreesend nie. Maar nou besef julle, luister julle wat ek vir julle wil sê. As jy godvreesend raak, gee hy vir jou inside information. Hy gee vir jou goed om vir transformasie. Hy gee vir jou inligting wat jy gaan benodig om jou taak en jou dinge vir jou makliker te maak. Dit is die konsep van om godvreesend te wees, manne. Vat gou vir 'n oomblik en dink vir jouself. Vat hierdie oomblik en sê, is ek godvreesend? Is ek godvreesend? Dien ek God soos wat ons nou hier gepraat het? Nie ek nie, manne. My behoefte is daar, ek wil so graag, but I'm not there. Ek's ver van dit af. En die Here kom breek hierdie met my oop. Want ek is nie daar nie. En ek voel sterk op my hart, manne. Vat daai oomblik, as jy hier wegstap, vat daai oomblik, gaan sit eenkant en sê, Here, werk in my hart. Wys my wat is verkeerd. Wat doen ek verkeerd? Wat maak ek nie reg nie? Manne, ons weet wat ons, baie addictions en dinge, weet ons wat nie reg is. Ons weet wat ons verkeerd doen. Maar daai dieper dinge, daai goed waarvan ons nie bewus is nie, dat die Heilige Gees dit aan ons kan openbaar, dat ons kan regmaak, om vergifnis vra, en dan kan regmaak. Boeta Gerrie, is hy daar agter?
Sorry Boeta, kan jy vir my 'n bietjie water bring? My mond is droog, sorry. En hier kom die tweede punt. Man, ek wil julle regtig nie besig hou nie, maar ek weet dat is hier's manne wat hier moet hoor en hierdie is nie so lekker op die ore nie. Maar ek is gehoorsaam. Die tweede punt wat ek met julle praat is hoogmoed. Ja, hoogmoed. Hoogmoed weet julle dit? Hoogmoed was die eerste sonde wat gepleeg was nog ooit. Nie op aarde nie. Dit was in die hemel gepleeg. Hoogmoed, manne. Die tweede een, so by the way, was rebellie. Ek het in hom ook ingegaan, maar dit het te lank geraak, toe moes ek hom uithaal. Maar ja, as julle seuns ons nog met julle praat. Volgende kamp. Dankie, Boeta. Wat het gebeur in die hemel? Lucifer het 'n oomblik gekry, en ons verstaan nie hoekom, ons weet nie waarom nie. En dis nie waar dit gaan nou nie. Lucifer het 'n oomblik gekry waar hy gesien het hoe perfek God hom geskaap het. Hoe perfek God hom geskaap het. Hy het 'n oomblik gekry van dit. En daar kom hoogmoed in. En hy gaan na die ander engele toe en hy sê, "Jesus man, hoor hierso, ons kan ook soos God wees. Ons kan ook so amazing soos hy wees." En daar kom rebellie. Daar kom rebellie in. So, tjoepstaf. En die Here sien dit. En julle weet wat gebeur het. Manne, hoogmoed. Ja, is 'n harde een vir my gewees. Wat sê die HAT oor hoogmoed? En hakies trots. Dis 'n oormatige hoë dink van jouself. Dis haar eie ek, né? Dink dat jy beter is as ander. Hoogmoed is om onafhanklik te wees van God. Nederigheid is om te weet dat jy afhanklik is van God. Dis baie maklik. Ja, dankie Here. Pas op vir die lokval. Ja. Spreuke 6:16 tot 19. So. Kan ek dit gou vir julle lees? Hierdie 6 dinge haat God, die Here, en die 7de is vir hom in sy siele gruwel. Trotse oë, daar is hy manne, trotse oë, is trots, is die eerste een. 'n Leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'n Hart wat onheilsplanne beraam. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Een wat valse getuienis leuns uitstrooi. En tussen broers, hier sê ook, hierdie het my ook genok. Luister die manne. En tweedrag saai. Hoogmoed is bo aan die lys, manne, van goed wat God haat. Hoekom? Manne, want God deel nie sy glorie nie. God deel nie sy glorie met ons nie. God moet altyd maksimum verheerlik word. 2 jaar terug, my vrou was verskriklik siek. Sy het vog op die brein gehad en dit het haar so sleg beïnvloed. Sy kon naderhand nie eens meer loop nie. En in daai tyd sê die Here vir my, boue kamp. Dit was ons eerste mannekamp in Messina. Manne, soos julle daai bosse daar sien, dis hoe dit gelyk het. 6 weke later het ons 'n stage gebou. Ons het amblisieblokke gebou. En daar kom 'n boeta na my toe en hy sê vir my, hy wil net gehoorsaam wees. Nou manne, jare terug, toe ek Messina toe getrek het, het ek met 'n bakkie en 'n trailertjie gery en dis waar daar was. Dis dit. En ek het altyd jare terug gaan bid ek vir nederigheid. Bid vir nederigheid. En nou onlangs eers kom my vrou uit met die waarheid en sy sê,
My man, ek het nooit geweet hoekom bid jy vir nederigheid nie, want daar was nie baie om oor hoogmoed te hê nie. Maar in 'n geval, hier staan ek en manne, dis vir my ook baie belangrik. Want ek het gedink ek is nederig en ek is okay. Ek het gedink ek is okay. En hier kom Here en hy breek 'n hele nuwe ding vir my oop. 2 jaar terug sê 'n boeta vir my en ek eer hom vandag, ek gaan nie sy naam noem nie. Sê vir my boeta ek op die kamp, daar by die kamp, ons is besig om te werk, die TLB is besig daar. Hy sê ek ervaar die Here sê vir my jy sukkel met hoogmoed. Jo. Dadelik op my perdjie omgetrap, tree terug. Jesus, en ek verstaan nie hierdie storie en ek sê, "Jo, okay, nee, ek hoor jou, maar is reg." En so begin dit werk. So begin dit werk aan my. En ek dink, "Jesus, maar waar is ek hoogmoedig? Waar as 'n ou in 'n nuwe bakkie ry en die nek raak bietjie dik. I don't know, maar waar is ek hoogmoedig? Ek probeer regtig en ek bid so baie vir nederigheid. En ek besef, man, ek kom tot die besef, die Here sê vir my, ons almal sukkel met hoogmoed. Elkeen van julle wat hier sit ook, is daar 'n vorm van hoogmoed in ons lewe. En ek was geskok toe die Here my goed vir my wys. Ek wil ook gou 'n getuienis deel. Ek 2 jaar terug is ons by 'n kamp en hier's 'n groot ding, manne, en ek wil julle moet mooi hoor. En ons is in die bidtent en ons staan daar en daar kom 'n jongerige ou, kom hy aangestap. En hy's deel van die bidtent. En ek sien hierdie ou kom hier aan, maar hy het plakkies aan en die hemp hang en dit verstaan en ek dink by myself, joh, die hare is deurmekaar, ek sê, joh. Manne, en ek besef, ek is judgmental. Ek judgmental. Ek ag myself beter as daai ou. Dis hoogmoed. En ek dink nog op by myself, Bel, rarig. En ons bid, en ons is klaar gebid, en ons is op die terrein, en nou sit ons so geskatter hier, ons manne. En daar, heel voor, so groot man. En hy staan op hier, en hy stap so in die hoek af, en hy draai daarvoor, en hy kom tot daai man, en hy steek sy hand uit. En daai groot man staan op, en daai ouetjie met die deurmekaar hare, gee daai groot man 'n druk, en daar breek hy. En die Here wys vir my, dit gaan nie oor hoe ons lyk nie. Dit gaan nie oor die klere wat ons aan het nie. Dit gaan nie oor die name brands wat ons het nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor wat ons ry nie. Dit gaan nie oor die huis wat ons in bly nie. Dit gaan wat in ons hart aangaan, manne. Dit gaan wat in ons hart aangaan. En daar breek die Here dit vir my oop. En hier kom die Here en hy sê hierdie ding vir my. Luister mooi. Kyk, hy praat met my. Kyk na my mense, my geliefdes, deur my oë. En daar drop die penny, manne. Kom ons gee die Here lofoffer. Hoe amazing is dit? Luister mooi. Kyk na daai boeta deur Jesus se oë. Want sodra jy daai mind shift en daai klik in jou kop maak, daai mind shift net skuif, dan kyk ons anderster na boetas. Dan kyk ons anderster. Dan sien ons wat Jesus in daai man sien. En dit was 'n dierles vir my. Baie dierles. Maar ek is die Here so dankbaar dat hy dit aan my geopenbaar het. Maar nou, ons gaan vinnig hardloop. Ek weet dit is warm. Daar is twee tipes, twee forme van hoogmoed. Daar's vleeslike hoogmoed en daar's geestelike hoogmoed. Ek wil so graag in dit ingaan, maar ek weet die tyd gaan my vang. Waar's daai man met die tyd?
Al lankal, het jy hand opgesteek? Nee man. Ek het jou 5 minute, ek het jou gemis. Nee, dan moet jy opstaan en waai. Okay, nee, ons is daar, ons is amper op trek. Okay, manne, vleeslike hoogmoed. Manne, dit is die prestasies, die voorspoed, die finansies wat ons het. Ja, dis al daai dingetjies en ek is altyd so versigtig. Ek en my vrou het 'n joint account, ek noem dit net, ek sê dit net, ek gooi dit daar buite toe. Ons het 'n joint account, so partykeer goed wat julle op Facebook sien, is nie ek wat dit post, is my vrou wat dit post. Maar in 'n geval, hoekom ek dit sê manne is die Here het ook met my kom deel oor hoe versigtig ons moet wees, want ons wil ons prestasies en ons kinders se prestasies wil ons wys vir die mense daar buite. En dan sit ons onder aan alle eer aan die Here en dit is al hierdie mooi dingetjies. Manne, dis nie verkeerd nie. Ek asseblief moenie my pak slaagie oor nie. Maar ons moet ken die vyand. Ons moet versigtig wees, want dis 'n manier hoe die vyand inkom. En dis waar 'n vorm van hoogmoed is. Want as my seun Krywenweek gekry het en ek is trots op hom en dit is reg, daar's niks fout om trots te wees met jou seun nie. En om sy prestasies te celebrate, dis amazing. Maar wat daarna? Wat daarna? Nou kom die games. Nou kom jy daar aangestap. Ja, dis my seun daai. Dis my Esther. Maar ons moet so versigtig wees. Daar's honderde vorms van hoogmoed, man. Ek kan nie vir julle alles verduidelik nie. En ek vertrou die Heilige Gees dat hy aan elke man wat hier sit, dat hy 'n vorm van hoogmoed wat elke ou hiermee sukkel, dat die Heilige Gees die oortuiging sy hart gaan doen en dit aan hom sal openbaar waarmee hy sukkel. Maar ek praat net kortliks goedjies uit my eie lewe uit. En dan is daar 'n geestelike hoogmoed. En dit is ook 'n verskriklike gevaarlike een, sal ek sê. Soos 'n oue pad stap met jou journey, word jy meer genooi om by 'n bidtent te bedien en jy word gevra om te praat en nou word jy gevra om by die kerk te bid. En ewe skielik begin jy 'n selgroep en jy is die selgroepleier en jy begin daaroor praat en die Heilige Gees deel hierdie inligting met jou en en dit gaan goed en jy gooi hom en is lekker en so ewe skielik begin die ouens in jou lippe hang. Jy begin dit like. Ja, hierdie ou en hulle dit is so 'n bietjie aansien en hy wil meer by jou wees en hy wil meer by jou staan en nee, ek wil nie daai ou moet vir my bid nie. Jy moet vir my bid. Manne. Ek wil vir julle sê, wees versigtig. Wees versigtig, manne. Dis 'n lokval van die vyand. We have to stay humble. Manne, ons moet nederig bly. Ons moet dit 'n gebedsaak maak. Ons moet dit so ernstig opvat. Want dit is 'n vorm van geestelike hoogmoed. Ewe skielik dink jy's weer eens beter as 'n ander ou. En wat? Hierdie woord van God, jy dink niks is verkeerd nie. Nee, maar I'm spreading the gospel. Ek deel met mense. En dan as jy weer oë uitvee, dan is die hoogmoed daar. En manne, daar is niks leliker as 'n ou wat lief is vir die Here en wat die Here voluit dien, wat so hoogmoed mee sit nie. Dit sit ander manne af. Dan sê hulle, Heer, as dit is wat 'n Christen wil wees of is, I don't want to be one. Manne, ek sidder om te dink, ek is so versigtig op dit. Manne, ek wil sommer ek sidder om te dink om eendag in die hemel te kom en die God van die heelal sê vir my, jou optrede, dit wat jy gedoen het, daai hoogmoed wat jy gehad het, dit wat jy gesê het gemaak, laat daai man sy rug op my gedraai het. Dink vir 'n oomblik, manne, ek kan nie daaraan dink nie, ek het so groot, en ek weet vrees is nie van die Here af nie, maar ek het so groot versigtigheid daarvoor, dat ek nie in 'n ander man se pad moet staan, om by die hemel uit te kom nie. Want dit sit mense af.
Ja, en hier is dit nou. Man, ek het ook gesukkel met hierdie enetjie. Dit is my derde en laaste punt. En dis nie 'n maklike topik nie. En ek gaan nou vir julle kortlik sê hoekom. Dis oor finansies, manne. En die Here het hierdie amazing ding met my oopgebreek al jare terug. En boetas wat my regtig al lank ken, weet ons het al hieroor gepraat. En manne, ek wil net sê voordat ek begin, ek is net gehoorsaam asseblief. Ek is nie om op tone te trap nie, ek is net gehoorsaam. 4 ways of giving. Die Here deel jare terug met my manne. Dit was maar ek het 'n moeilike pad moes stap. En toe die Here hierdie met my deel en ek begin dit toepas, toe het my hele lewe verander. Manne, en ek weet ek is regtig nie hier om julle te oortuig nie. Ek is net hier om te getuig wat die Here in my lewe gedoen het oor hierdie subject. Ek wil nie in 'n debat gaan met mense hier nie. Ek weet baie mense sê ja, maar ek gee nie geld nie, ek gee my tyd. Dis op jou, brother. Dis op jou. Dis 'n biblical principle. Ons gaan albei uitkom. Dit is so belangrik. Wie het gesukkel? Wie het gesukkel om hiernatoe te kom met finansies? Vir wie was dit 'n challenge om hier uit te kom finansiëel? Daar's een man. Wow, dankie. Wel, ek het ook. Dis nie so maklik nie. Wie het gesukkel om hier uit te kom oor finansies? Is julle almal fyn? Is julle almal reg? Kom ons wees eerlik mekaar, man, kom ons praat die waarheid. Die ou langs jou gaan nie sê, dalk as jy hand opsteek, kry jy 'n worsbroodjie van hom af nou. Come on boys, kom ons wees eerlik met mekaar. Kom ons steek jou hande op, man. Ek weet dit is op almal se lippe. Dit is 'n gesprek en ek weet daai ou oom sê net daar, ja, dis weer finansies, prosperity teachings. Manne, asseblief, kom ons hou ons harte oop en ons hou dit skoon. Hierdie is 'n belangrike saak, manne, want weet julle wat, dis altyd op ons lippe. Matteus 6:24 sê, ja, hierdie wil ek sê. Dis interessant, en die Here deel met my en sê vir my, of ek lees die stuk en ek ervaar, en ek gaan nou vir die stuk lees. Kom ek lees hom eers. Matteus 6:24 sê, niemand kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie, né? En ek lees hierdie stuk en ek dink by myself, hoekom van al die gode en dinge wat daar is, hoekom Mammon? Hoekom het God spesifiek gesê Mammon? Dink aan, hoekom nie die Griekse gode of die Romeinse gode of Egiptiese gode en al hierdie gode, hoekom spesifiek Mammon? Hy het geen ander god uitgebeeld nie, net Mammon. Want God het geweet, dit kan ons vernietig. Want daar kom hoogmoed in, soos ek vroeër gepraat het. Die ding is, manne, geld is nie 'n probleem nie, dis die liefde vir dit. Ons het wel geld nodig. Manne, hier's manne wat koninkryk bewus is, wat kingdom minded is, wat rentmeesters is van dit wat die Here vir ons gee. Man, ons so baie daarby, ons het niks. Alles wat ons het is God se, en ons is net rentmeesters daarvan. En hoe jy dit doen, dit is op jou. Maar manne, ek wil ook vir julle sê, dit wat julle hier sien, is manne wat se harte oop was vir die koninkryk, wat kingdom minded was, wat 'n biblical principles toegepas het, wat 'n oop hart het om hierdie vir ons, vir my en vir julle moontlik te kon maak. So manne, ons die hare staan regop en ons voel nie lekker as ons begin oor geld praat nie. Hoekom?
Sê gou vir my in die laaste week, hoeveel keer was die woord finansies in julle huishouding genoem? Hoeveel keer beklei jy met jou vrou oor hierdie topik, finansies? Hoeveel keer? Heer, het jy nou weer dit gekoop? Hoekom het jy, nee, maar ons moet dit, en nou moet jy weer dit, en daar's 'n konstante argument oor finansies. Dis 'n challenge in almal se lewe. Maar ons wil nie daaroor praat nie, want dit is sensitief. Dis nie lekker om daar te gesels nie, want weet julle hoekom? Want ons mans is so geprogrammeer, ons dink, ons moet alles kan uitsort. Né? Ja? En weet julle wat? Ons kan nie altyd die finansies uitsort gedeelte nie. En dis wat ons kwaad maak. Ons kan nie. Want as jy nie het nie, het jy nie. So dit irriteer jou, dit maak jou kwaad, jy hou nie daarvan nie, want dis altyd hierdie topik oor finansies. Altyd. Ek wil net kortliks, wil ek net wat die Here met my gedeel het. En die Engelse sê dit mooier, 4 ways of giving, 4 maniere om te gee. Maar ek los dit by julle, ek's net gehoorsaam. 10de, ek moet vir julle hierdie stuk lees. Maleagi 3:10 tot 12. Maar nou, hier's baie ouens wat nou kan sit en ja, dis in die Ou Testament en dis dit en is dat. Maar nou staan die woord van God. Die Ou Testament kan nie wegval nie. Daar staan die woord van God. Dis 'n biblical principle. As jy hom toepas, is daar 'n blessing oor jou lewe. It's your choice. Maleagi 3:10-12. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. 11. Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land vir julle nie onvrugbaar sal wees nie, sê die Here van die leerskare. 12. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Maar hierdie is baie duidelik. 10de is 'n 10de van jou salaris. Dis voorsiening en is 'n vorm van beskerming op dit wat jy het. Dis voorsiening en dit is beskerming. Dis ook die enigste plek in die woord waar God sê, toets my hierin. Baie mense vra ook vir my, waar moet ek dan my 10de gee? Die woord sê, in die tabernakel, nou maar nie in die tempel, dis waar, plain en simpel, dis waar jy woord gekry het, dis waar al woord was. So jy gee 10de, by jou kerk, of waar jy woord ontvang. Dis wat dit is. Maar nou, ons wil nie te veel uitbroer nie. Ek het eintlik 'n verskriklike lang teaching op sy eie hieroor, maar ek het net ervaar, ek gaan net die basic principles net by julle los, en ek glo met alles binne in my, dat die manne wat regtig sê genoeg is genoeg in my finansies, gaan dit toepas. En daai wat jy sê, maar ek het niks om te gee nie, hoe kan ek gee? Maar daar is altyd iets om te gee. Daar's altyd iets om te gee. Die eerste vrug is first fruit. Spreuke 3:9 sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eersterlinge van al jou inkomste. So manne, dis basically kortliks, as jy 'n verhoging gekry het, kom ons sê jy kry R500 verhoging, dis daai eerste keer daai R500 gee jy waar jy woord kry, en dis 'n once-off, so by, is klaar. Jy hoef nie weer dit te doen nie. Dis om vir die Here te sê, Here, dankie vir wat U vir my gegee het en wat U vir my nog gaan gee. En dan liefdadigheid. Liefdadigheid is ook een van die 4 maniere om te gee. En manne, hier is ook 'n sensitiewe een, my paar manne. 2 Korintiërs 9:7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Manne, dit is om vir die weduwees te gee, die kinderhuise, dis op daai plekke, mense wat swaar kry, en
En ek het 'n lang ruk terug het ek gesprek met 'n oom gehad en ek sê vir hom oor liefdadigheid en hy sê, ja maar as ek in my kar sit en 'n ou kom klop hier aan my venster en dan bid hulle net vir kos en ek weet as ek daai geld vir hom gaan gee, gaan hy net drank koop en hy gaan suip. Manne, die Here het ons meer as 2 breinselle gegee. Klim uit jou kar uit, gaan in die winkel in, koop kos en gee vir hom kos. As jy nie vir hom geld wil gee nie, plain en simpel. Manne, julle moet ook een ding onthou, as jy die transaksie gedoen het en is uit jou hand uit gegee vir hom, God het jou hart gesien. Dit gaan nie oor wat daai man daarmee gaan doen nie. Daai is op hom. Die onus lê op hom, manne. Ons moet dit besef. Die onus lê op hom. Dit gaan nie meer oor jou nie. Maar ons wil dit wat ons gee, wil ons nog beheer ook. Ek het begin 10de gee jare terug en dan paar maande later, soos dit seker nou moes wees, want die Here stap 'n pad met my, toe ry die dominee nou 'n nuwe kar en ek sê, ja, sien jy? Is daai 10e wat ek gee? Ry nou met 'n lekker nuwe Fortuner. Ja, is my geld daai. Manne, as daai transaksie gedoen het, klaar verby, het niks met jou uit te waai nie. Wat daai man mense met daai geld doen, dis op hulle. Glad niks met jou nie. Die Here, weer eens ek sê dit, die Here sien jou hart. Die Here sien jou hart en hy eer jou en jy gaan die vrug pluk van die gehoorsaamheid wat jy doen op dit. Laaste een is saai. Manne, ons kan lank oor gaan oor hierdie ene. Hier is so 2 Korintiërs 9 versies, is baie skrifte, maar dink daaraan, wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Is in Markus 4, daar's 'n hele stuk oor die gelykenis van die saaier. Manne, hierdie gaan basically oor gehoorsaamheid weer eens, en ou moet ook versigtig wees, en dis wat manne doen, hulle wat oop hart het, ons het vroeër gepraat het, biblical principles, wat in hierdie koninkryk insaai en hierdie wens moontlik maak. Manne, dit is belangrik om op vrugbare grond te saai. Ons kan nie net gee waar ons wil of voel nie, laat die Heilige Gees jou lei en vir jou sê waar jy moet saai. Manne, daar's ook 'n 30, 60 en 'n 100voudige opbrengs. Maar ons gaan nie te veel in dit in nie. My opdrag, ek het kom download, ek het hierdie 4 ways of giving het ek vir julle kom gee. Manne, my work is done. Dis wat die Here vir my kom sê het. Ek sien hierdie slogan nou die dag, wys die Here vir my, dit is so interessant. Almal ken Nike. Wat is die slogan? Just do it. Just do it. En ek het eens lank terug 'n stuk daaroor ek gesien en dit was vir my so interessant om te gesien het, wat is die kern, die werkwoord van just do it? Seker do, né? Is julle met my? Brand die son. Sorry manne, ek gaan nou kom land. Waar trek ons, Boeta? Alright, ons is amper daar. Ons begin draai vir die landing. Just do it. En die werkwoord is supposedly do. Maar die Here vat my en wys vir my ook just manne. Die do is dis nie altyd maklik nie. Ons doen dit, maar dit is taaf. Daar's tye wat ons dit nie gaan doen nie. En dis wanneer die just inkom. Just do it. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, die slogan het opgekom, ek het dit in my hart ervaar, manne, just do it. Want ek sê vir jou vandag, die Here is 'n waarmaker van sy woord, en hy gaan vir jou deurkom, hy gaan die sluise van die hemel vir julle oopmaak. Manne, net so kortliks, kom ons, almal wat so sensitief is oor finansies, en hulle wil nie hulle hande opsteek nie, maar ek wil vir julle sê, wat as jou kind siek raak? Wat as jou kind siek raak en hy moet 'n operasie kry? Man, ek los dit daar. Kingdom-minded dink, manne. Ons moet ons koppe begin laat werk oor hierdie. Ek lees hierdie stuk en ek gaan afsluit. Ons het nog bietjie tyd. Ons kom in. Ek lees hier en hierdie het my verskriklik geraak en ek wil dit kortliks ook gou met julle deel. En ek gaan moet lees want ek het dit letterlik gesien.
As 'n arend 40 jaar oud word, is sy kloue, julle moet mooi luister manne, asseblief, ons is amper klaar. Sy kloue te lank en krom om prooi te vang. Sy bek, sy snavel, buig af en is stomp om die prooi te kan skeer. Sy bors en vlerkvere word te lank en te swaar om te vlieg. Hy is voor 'n kruispad. En hier sit manne. Van ons wat hier sit voor 'n kruispad. En ons moet besluit wat se kant toe gaan ons gaan. Wat se kant toe? Gaan ons links? Gaan ons regs? Gaan ons af? Gaan ons op? Wat gaan ons doen? Ons sit voor 'n kruispad. Hy het twee opsies. Twee opsies. Gaan dood of verander. Luister mooi. Gaan dood of verander. Want ons is so set in our ways. Ek is die man. Ek gaan nie verander nie. My pa en my oupa was so en ek is nou maar so. Hy beweeg terug na sy blyplek. En in stilte begin die pynlike proses. Luister mooi. Hy slaan sy snavel stikkend teen die klippe. Wag in stilte totdat 'n nuwe een groei. En daarna trek hy elke klou een vir een uit en wag totdat dit groei. En dan gebruik hy sy snavel en sy kloue wat teruggegroei het. En hy trek die vere, daai swaar vere trek hy uit. Die proses duur omtrent plus minus 150 dae. 150 dae. Dis 'n moeilike tyd. Dis pyn. Dis 'n plek van isolasie. Maar aan die einde, dan is hy sterker. Hy is vry. Amper soos 'n vorm van wedergeboorte. En dan verleng hy sy jaar met 30 jaar. Die les vir ons is, om waarlik te kan leef, moet ons dieselfde deurgaan. Verandering maak seer, want dit vat die gemaklikheid weg. Luister mooi manne. Dit vereis, hier's 3 punte, luister. Dit vereis om van ou gewoontes weg te breek. Dis daai snavel, ons moet daai ou gewoontes breek manne. Ons moet dit breek. Om toksiese patrone en oortuigings uit jou lewe uit te trek. Dis daai kloue. So om toksiese patrone en oortuigings uit jou lewe uit te trek. Dis daai kloue wat hy een vir een uittrek. En om van die gewig van die verlede, luister mooi, om van die gewig van die verlede ontslae te raak. Dis daai groot vrede. Dan ons fokus dan te op Jesus Christus. Die pyn van transformasie is werklik, maar so is die krag van wedergeboorte. Manne, hoeveel tyd? Amper. Alright. Manne, ek wil kortliks net vir julle getuienis gee. Jare terug, en iemand, dis weer eens, is vir iemand hier vandag, en ek glo uit my hart uit, en ek gaan nou kom land. Jare terug, sê die Here vir my, ek moet 'n stoor, 'n fabriek bou. Ek sê, okay, Here, dit is reg, maar daar's een probleempie, die bankrekening is die probleem. Ons is nie daar nie. Jy weet, die 4 ways of giving het nog nie lekker in plek geval nie, né? En die Here sê vir my, bou 'n stoor. Julle, en hier kom 'n ding. Ek gaan so ver, ek sê, okay, God, dis reg. Maar ek wil in die woord, nou, dis nou hierdie kompromie, ek wil in die woord, wil ek die woord bou raak lees. Dan sal ek dit doen. En ek begin, en ek lees, en ek gaan so ver, man, en ek sê, Here, ek wil dit in die woord hoor, of lees, dat ek dit kan hoor,
Maar ek wil dit graag, as dit U wil is, binne in 'n week soek ek daai bevestiging. En ek begin lees en man, ek het amper vergeet daarvan. En die laaste dag, Here is ook mos nooit vroeg nie, maar hy is ook nooit laat nie. Amen. Amen. En die laaste dag lees ek, maar dis mos moet ons almal lees en ek lees die woord en die Heilige Gees sê vir my, begin voor en ek lees weer en begin weer en ek lees toe raak, man, en waar vat die Here my? Hy vat my na die gedeelte toe, 'n wyse man. 'n Wyse man het sy huis op rots gebou. En ek soos, wow, yes, en die Here praat met my deur sy woord. Hoe amazing is dit, manne? Dis nie wat 'n boeta vir jou gesê het, of daar's twyfel of dit nie. God praat deur sy woord met ons. Ons moet hom net lees. En, man, dis nou weer hy justify. En ek sê, Here, maar, ek het nou gevra vir die woord bou, en nou staan nie gebou, nou wat nou? En die Heilige Gees sê vir my, presies, ek het al 'n week terug al gepraat. Hy moes al gebou gewees het. En manne, hier kom 'n ding. En die Here sê vir my, ek moet hierdie fabriek bou. Ek het nie geld nie. En ek ervaar die Here sê vir my, en hier's dit, manne, wat het jy? Luister mooi, wat het jy? Want ons kyk nou na die groot goed, want ek kyk eers na die finansies, maar ek het nie die finansies nie. En die Here sê vir my, wat het jy? Ek sê, okay, ek het 'n graaf, ek het penne, ek het vislyn, ek het werkers. Dis wat ek gehad het. Jy sien die probleem vandag van ons is ons soek die pad mooi vooruit gepyf. En ons sit baie keer en wag vir 'n deurbraak of iets om te gebeur, maar ons wag en ons is stagnerend. Dis soos water wat stil staan. Manne, dit raak vrot naderhand. Water waar daar nie vloei is nie, raak vrot. Ons stagneer, ons weet nie meer wat om te doen nie. Ons wag en ons wag en ons wag. En ek wil vir iemand sê vandag, wat het jy? Wat het jy? Wat het jy om 'n nuwe besigheid te begin? Wat het jy om te doen wat jy moet doen? Wat het jy? Manne, back to basics. Back to basics. Kom ons kyk, wat het jy? Manne, ek het net daai paar goed gehad. Ek het net daai paar dingetjies gehad. En ek het gegaan, ek was gehoorsaam, ek het die penne uitgeslaan en ek het die vislyn, eers skoon gemaak met die grawe, penne uit, vislyn uit en ek staan terug en sê, wow, dis amazing. Maar wat nou? Wat nou? Okay, ek het dit nou gehad, wat nou? En obviously, weer eens, meer as 2 breinselle, alright, dan moet ek seker nou maar 'n kwotasie gaan kry. En ek gaan na die engineering plek toe, die staalplek, en ek sê, hoorie, ek is hier, ek moet 'n stoor bou, kan ek asseblief 'n quote kry? En hy sê vir my, okay, wat jou size is? Ek sê, ja, ek weet nie, ek sê seker, hy sê, maar het jy 'n plan? Ek sê, nee, ek het nie 'n plan nie. En ou kyk my so weird, hy sê, maar, hoe kan ek vir jou prys gee? En, sorry, het was seker maar 'n blond oomblik, maar ek het nie geweet nie. Julle, en hier kom 'n ding. Hy vat my uit van sy kantoor af en ons stap so binne in sy stoor in, waar sy staal is. En daar gebeur die amazingste ding, en ek vat my voet en ek trap so bo oor daai lyn van die deure. En ek kry so, en ek weet nie wat dit is, ek kry so opgewondenheid binne in my, en ek soos, joh, en die ou wys my nou die tipe staal en alles, maar ek is gefokus op die staal, en ek kyk net na hierdie fabriek. En ou sê vir my, wat is jou size? Ek sê, okay, nee, ek het nou uitgevind, dis 'n 20x12. En ek sien die ou kry 'n smile op sy gesig, en hy sê, dis presies wat hierdie stoor is. Dis 'n 20x12. En hy het die planne, hy het hom tot op die nat, het hy alles wat ek nodig het. Alles, manne. Dit is die God wat ons dien as ons net begin beweeg. Ons moet net begin beweeg. Wat het jy? Wat het jy, manne? Maar ons soek hierdie groot ding, ons wil hierdie groot dinge sien. Maar wat het jy? Dis daai klein dingetjies net om te begin.
net om die bal aan die rol te kry. En die Here is so getrou, hy sal niks vir jou sê om te doen as hy nie daar gaan wees om jou te help nie. En hy kry vir my alles reg en alles reg manne en ek sê vir hom, hy sê vir my, hoe gaan jy betaal? Ek sê nee, ek het nie geld nie. Ek sal terugkom. Hy sê, weet jy wat? Vat hierdie staal, daar staan my trok, ek laai dit nou vir jou. Kom betaal my oor 3 maande terug. Kom betaal my oor 3 maande terug. Ek ken hom nie manne. Ek ken hom nie. Daar kom die staal en ons begin met die dinge en dit en nou is dit al die ander dinge. Dit is die staal moet betaal word, die sink moet betaal word, al hierdie tipe van dinge en ek kry 'n job by op 'n plaas en ek werk daarby, maar die deal is die volgende: jy doen alles vir my, ek gee die materiaal en ek betaal jy die labor. Lang storie kort, nou is ons daar. Nou sit ons in die spur, werk is klaar. Nou moet ek en die ou moet ons nou praat. Nou ek het alles neergeskryf, die werk wat ons gedoen het. En hy vra vir my wat gaan jy met die geld doen? Ek sê okay, niks met jou te waai nie, maar okay, ek wil 'n stoor bou. En dit is nogal vir my weird, hoekom vra hy dit? Maar in 'n geval nietemin. En ons kom toe uit en hy sê, okay, ja, daar is bietjie baie, kan ons bietjie minder maak en ek sê is okay en hy maak daar, ek sê, yes, maar hoorie, hy sê, okay, nee, ek hoor jou, en lang storie kort, manne, kon ons op 'n bedrag uit. Boom, daar is die bedrag. Ek sê, okay, great. En hy sê, hoorie, maar ek hoor jy het nou gesê, jy wil 'n stoor bou. Hy sê, wat het jy? Wat het jy? Okay, ek het nou al staal, maar dit moet nog betaal word, en blablabla. Hy sê, hoorie, so my vernoot in Pietersburg het doen sink, hierdie galvanized sink. En ek soos, Jessie, okay, kan ek asseblief sy nommer kry alles? Hy sê, ja, 100%, ek bel hom sommer nou. Hy bel jou. En hy sê, hoorie, so hierdie ou wil 'n stoor opsit, 20 by 12, wat, en hy sê, okay, gee my 'n paar minute, en hy bel terug. Hier het hy sommer 'n prys. Ek sê, sure, okay. En ek sê, hoorie, sommer, kan in plaas van om my te betaal hom sommer, want dit was die plan. Ek het geld, maar ek wil die stoor bou. Manne. Toe hy daai bedrag vir my wys, toe's dit presies die bedrag wat ek en hy op ooreengestem het. Presies die bedrag. Kom ons gee die Here lofoffer, manne. Ons dien 'n God van die heelal. Hy gaan ons nie beskaamd laat staan nie. En die res is history, manne. Maar ek wil vir julle vra, en ek wil dit ook by julle los. Wat het jy? Wat het jy, manne? Ek hoop regtig dat dit wat ek met julle kon deel het vandag 'n verskil in julle lewe sal maak en dat die Heilige Gees met julle sal werk en dat daar regtig transformasie gebeur, manne. Dankie dat julle hierdie bloedige son uitgehou het. Ek wil regtig vir julle sê uit my hart uit dankie. Ek eer julle daarvoor en man, ek wil afsluit met hier land ons nou. Hier's tyres is op die teer, ons land. En man, ek voel net ook op my hart en dit voel baie keer of dit cliché is, maar ek voel op my hart, manne, dat as daar enige iemand is en ek gaan deur dit gaan wat ek met julle gepraat het, wat sê Here, ek wil weer bietjie, kan jy bid tent maar vorentoe stap asseblief. Ek wil weer recommit. Ek wil op daai plek kom waar ek kan sê ek wil Godvreesend wees. Ek wil daai Abraham wees waar ek in gereg en geregtigheid voor ons God van die heelal kan staan en ek wil weer daai gedeelte in my lewe wil ek aktiveer en ek wil Godvreesend wees want ek soek inside information. Ek wil hoor by die Here wat hy met my te deel het, die skatte van die hemel. En gisterand het Arnold daaroor gepraat, die skatte van die hemel. Die Here gaan dit alleenlik aan jou openbaar as jy verhouding met hom het en jy Godvreesend is. Man, as jy op daai plek is waar jy sê, weet jy wat, ek wil op 'n plek kom waar ek bietjie Godvreesend weer wil wees. Wat ek wil weer bietjie die leiersels vastrek, my huis in orde kry. Ek wil weer koning, priester en profeet van my huis wees. Ek wil 'n voorbeeld wees vir my seuns en vir my dogter. Wat dit is om 'n Godvreesende man wil wees. Man, ek sukkel so 'n bietjie met hoogmoed dalk en dit wat jy gepraat het dalk ietsie in
in my opgewakker en ek wil net vorentoe kom en ek wil net dit by die Here se voete kom los. En ek wil hom verskoning vra daarvoor en ek wil vra Heilige Gees, help my om dit bewus te maak elke keer as dit gebeur. Manne, as jy sukkel met finansies en jy voel jy wil op 'n plek wees waar jy wil beter rentmeester van jou finansies wil wees en jy wil hê die Here moet vir jou deurkom, wil ek ook hê jy moet vorentoe kom, manne. Ons wil graag vir jou bid. Ons wil graag hê, manne, onthou, dis 'n aksie. Wat het jy? Dis 'n aksie. Ons kan nie op die bank sit nie, ouens, man. Ons kan nie. Ek vra vir julle, as julle dit ervaar in julle harte, kom vorentoe, manne. Asseblief. Ons wil graag saam julle bid. Daai wat jy in jou hart ervaar, jy wil op 'n beter plek kom. Jy wil daai goed agterlaat. Ek wil weer 'n godvreesende man wees, man. Ek wil hê my vrou moet anders na my kyk. My kinders moet met ander oë na my kyk en vir my sê, ek het 'n pa wat godvreesend is, man. Kom vorentoe, man, ons wil vir julle bid. En ons wil vir julle druk gee en ons wil sê ons is lief vir julle. En ek wil vir jou sê, dis oukei om nie oukei te wees nie, man. Dis oukei om nie oukei te wees nie. Maar dis daai stap, man, dis daai aksie, dis daai trap om te sê, ek vat 'n stap van geloof. Ek staan op en ek stap vorentoe en ek wil dit los en ek soek meer van U en ek soek U liefde. Ek soek U vrede en vreugde in my hart. Kom vorentoe, man, laat ons net julle kan druk en net vir julle daai vrede kan gee wat alle verstand te bowe gaan. Man, ek wil ook nie van die geleentheid mis nie om te sê, man, daar's die bidtent. Ons het gisteraand genoem, as daar iets is op jou hart wat jy met die boetas wil deel, gaan soontoe. Ons hou dit tussen onsself. Man, ek ervaar as nog horde manne. Ek weet hierdie wat ek gepraat het is God geïnspireerd. Ek weet dat ek weet, manne. Ek weet dit. Om net weer te recommit. Dankie Here, dankie vir die manne wat vorentoe gekom het, Vader. Jacques, jy het gevra, wat het jy in jou hand? Manne, julle het vanmiddag tyd in julle hand. Terwyl die seuns gaan paintball skiet, wil ons julle graag challenge. Jacques het gepraat oor challenge ook. Ons wil julle graag challenge. Daar waar julle in julle verskeie kampe bymekaar sit. Sit in 'n kring. Soos Jacques sy storie gedeel het, vra jou Boeta oorkant, jou Boeta, wat is jou storie? Wat is jou storie? En luister mekaar se stories. Jy dink dalk jou storie is nie so significant nie, maar jou storie verander 'n ander maat se lewe. So ek wil julle challenge en ons gaan terugkom vanaand. Ons gaan weer vanaand daaroor praat. Manne, koop die tyd uit vanmiddag. Tussen nou en vanmiddag se sessie is baie tyd. Dit sal die beste uur wat ook al wees wat julle boetas saam spandeer. Om so saam te bid. Om te sê, ek ken my boeta want ek ken sy storie. En daarom kan ek vir hom instaan. Amen. Dankie manne. Dankie vir die voorreg wat ek kon gehad het om my hart met julle te kon deel vandag. Dankie manne. Ek eer ons koning Jesus. Ek eer hom.